Jesús, Jesús, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees. Ons het nou vir 'n paar weke ons preekreeks deur 1 en 2 Timoteus net bietjie een kant toe gesit. Ons sal weet binnekort teruggaan daarna toe om net te fokus op ons tema vir die jaar. En ons tema vir die jaar is vertoef en bid. So die doel van elke tema van die jaar is om aan 'n sekere aspek van die Christelike pad en die Christelike lewe te fokus sodat ons jaar na jaar begin aanbou. Dis nie iets wat jy klaarmaak en dan die volgende jaar die volgende ding doen nie. Dis iets waarop jy elke keer al meer bou. So verlede jaar was ons tema gewees om die hande en die voete van Jesus in 'n stikkende wêreld te wees, wat baie fokus is na buite. En toe vir hierdie jaar te besluit ons wil nou weer bietjie intrek binne toe om te praat oor daai daaglikse tyd wat ek alleen by die Here sit. Dis goed om saam met mense voor die Here te kom. Dis goed om as 'n familie voor die Here te kom. Dis goed om as man en vrou voor die Here te kom. Maar daar's nog daai plek waar die Here met jou alleen wil gesels. En soos ek verlede week gesê het, ek dink nie ek gaan ooit my gedagtes daarom kan kry dat die koning van die heelal tyd met my wil spandeer nie. Dat die Jesus in sy grootheid op die troon tyd met my wil spandeer. Dis amper te groot om aan te dink. En so wat ons op die oomblik besig is om te doen, is ons het verlede week en hierdie week, kyk ons na die boek Psalms, om Psalms as 'n hulpbron te gebruik vir my gebedslewe. So, Psalms kan vir jou 'n raamwerk gee vir jou gebed, maar dit gee ook vir jou woorde vir jou gebed. So veral in daai plekke waar jy in 'n situasie is, en jy weet nie eintlik wat om te bid nie. Jy weet jy moet bid, en jy wil graag bid, maar jy weet nie eens wat om vir die Here te vra in daai situasie nie. Is die Psalms baie keer 'n wonderlike hulpmiddel om deur Dawid of Asaf of Moses se woorde by die Here uit te kom. Verlede week het ons na Psalm 73 gekyk om te sê, wat bid ek wanneer dit lyk asof die bose oorwin? Waaroor praat ek met die Here? Waaraan dink ek as ek na die wêreld kyk en dit lyk of die bose wen? Hierdie week se tema is, wat bid ek wanneer ek in die modder vassit en sink? Daar is 'n fout daarso. Ons gaan vandag na Psalm 40 kyk. Psalm 40. Hierdie idee van in Psalm 40 praat Dawid oor hoe hy in die modder weggesink het. Nou ek weet nie hoe van julle het ou westerse rolprente gekyk nie. Ek dink daar gaan so 'n lyn in die kerk wees waar 'n generasie gaan nie weet waarvan ek praat nie en 'n ander generasie gaan baie tyd daarop spandeer het. In ou westerse rolprente, wat was een van die groot vyande gewees? Dryfsand. So jy is daar skielik in die woestyn en skielik is daar net hierdie poel en as jy dit in 'n trap dan begin jy net sink. En alles wat jy probeer maak dit net erger en jy sink weg en jy sink weg. Nou gaan ek vir julle 'n prentjie wys uit 'n fliek uit en julle moet vir my sê daardeur gaan ek jou ouderdom bepaal of julle weet waar uitkom hierdie fliek. Uit watter fliek kom dit? Die prentjie bietjie onduidelik, sorry. Ja. Kom iemand moet weet. Neverending Story. Dis nie eens 'n 88 kind hierso nie. Neverending Story en die storie waar hulle sê dit is baie trauma vir 80 en 90 kinders gegee waar Arteo se perd Artax weggesink het in die moeras van hartseer. Dis vir hierdie moeras gewees van as jy hartseer word, dan begin jy sink. Maar ongelukkig is dit nie net in die flieks wat hierdie dinge gebeur nie. Daar's oomblikke in jou lewe wanneer dit regtig voel asof jy in die modder vassit en jy sink. En jy sink en jy sink. Was jy al daar? Is jy daar? Dis my so altyd so treffend as die Here die storie vertel van die huis wat op die rots gebou word en die huis wat op die sand gebou word, dan sê hy nie as die storm kom nie, maar hy sê wanneer die storm kom. Niemand is immuun daarvan om ook op 'n plek te kom waar jy in die modder vassit en voel of jy sink nie. Daar's baie name daarvoor, daar's baie forme daarvan. Dit kan depressie wees, dit kan wanhoop wees, dit kan hopeloosheid wees, dit kan hartseer wees. Uit die Neverending Story is die lyn wat daar gesê word,
Almal het geweet dat wie toelaat dat hartseer hom oorval in die moeras sou sink. En dis die prentjie hierso van, as jy op 'n punt kom waar daai hartseer of daai hopeloosheid, dit voel asof dit jou oorval. Dit voel asof dit die wedstryd gewen het, die oorlog gewen het, en die gevoelens neem oor en jy sink weg. Nou ons moet besef dat daai gevoelens, daai depressie, wanhoop, kan baie oorsake hê. En dit is so belangrik om te besef, want daar's verskillende paaie wat daarin lei. In Bybelse berading, biblical counseling, praat ons van the presenting problem, die aanbiedende probleem. So depressie is die probleem wat jy sien, maar dis nie gewoonlik die kern van die probleem nie. Jy moet gaan uitvind, wat is dit wat jou gebring het tot op hierdie punt? Nou, 'n belangrike ding is, jy kan nie depressie behandel nie. Nou, ek gaan verduidelik wat ek daarmee sê. Ek gaan dit so verduidelik. As iemand na jou toe kom, jy's 'n mediese dokter, en hy kom daarin, en sy arm loop so zigzag, en daar so sak, swart bloed, wat hier so in sy vel hang, en hy sê vir jou, dokter, ek het verskriklik pyn. En jy sê vir hom, ja nee, ons kan iets aan die pyn doen, hier's vir jou pynpil. En dan gaan jy leer om te mediteer, dat die pyn nie so erg is nie. Gaan hy pil die pyn wegvat? Wel, dan moet jy sterker pynpille drink. Okay. Kan 'n pil die pyn wegvat? Absoluut. Toe ek so ruk terug nierstene gehad het, toe het ek 'n wonderlike dokter gehad wat so morfine in my ingepomp het, en dan voel jy net sommer skielik so beter. Dit gebeur sommer net so. So nou kom hy in en jou arm lyk so, en die dokter sê, ek kan vir jou pynpille gee. Is dit 'n goeie dokter? Nee. Want hulle los nie die probleem op nie, hulle mask die probleem, hulle oordek die probleem. Nou, dit is nie verkeerd om pyn te behandel nie, soos ek self gesê het, dis 'n goeie ding, en daai oomblik toe ek nierstene gehad het, was dit 'n wonderlike uitweg gewees, maar jy eindig nie daar nie. Nou moet jy gaan uitvind, maar wat is die oorsaak van die pyn? Kom ons werk bietjie aan jou arm, om die pyn op te los. En dis dieselfde ding met hierdie sink in die moeras, en depressie is net 'n presenting problem. Jy kan dit toesmeer en die gevoelens wegvat, maar die belangrike werk is om te gaan uitvind, wat is die ding wat lei na jou depressie? Wat veroorsaak hierdie? Dit kan 'n fisiese probleem wees, 'n breintumor kan depressie veroorsaak, probleme met jou skildklier kan depressie veroorsaak, maar meeste van die tyd is dit nie 'n fisiese probleem nie, maar dit is 'n sielsprobleem, of 'n ander probleem, waarna mens moet kyk. En so, hierdie week wil ons kyk vir iemand wat hierso vassit in die modder. Psalm 40 is 'n wonderlike hulpmiddel om te sê, wat bid ek, wat doen ek, waaraan dink ek as ek in daai situasie is. Dit gee vir ons struktuur in ons gebed, maar dit gee ook vir ons woorde om te bid as ek daar vassit. So Psalm 40 het 'n baie duidelike struktuur, vers 1 tot 4. Dit is bietjie moeilik as jy hierdie preek in Afrikaans en Engels doen, want die verse verskil. In die Afrikaanse Bybel is die opskrif altyd vers 1, en in die Engelse Bybel is dit nie. Die volgende een is vers 1. So as ek my preek voorberei, moet ek altyd net, so as daar iewers 'n nommer verkeerd is, dan vra ek om verskoning. Vers 1 tot 4 is 'n getuienis van die Here se verlossing. Hy praat van, ek was in die modder vasgesit en die Here het my gered. Vers 5 tot 11 is dan 'n besinning oor die Here se goedheid, omdat hy my gehelp het. En dan, vers 12 tot 18, is 'n gebed vir verlossing. En hierdie struktuur plaas sommige mense, want hulle vra, as jy dan nou verlos is, en jy is so bly daaroor, hoekom vra jy vir verlossing? Soveel sodat party slim teoloë sê, nee, ons het met 2 psalms te doen hier, wat nou maar net saam gevoeg is. Ons gaan aan die einde sien, dat hierdie struktuur is deur die Heilige Gees bedoel om so te wees, en daar's waarde daarin. So jy kan jou Bybel oopmaak by Psalm 40, die woorde op die skerm gaan doelbewus baie klein wees, dat jy dit nie kan sien nie, sodat jy forceer om in jou eie Bybel te kyk, so, en dat jy notas daar kan maak, so, maar ons gaan na Psalm 40 kyk, ons gaan net weer bid voor ons saam lees. Ja, Here, dankie vir u woord, dankie vir hierdie boek Psalms, wat baie keer emosies en dinge so
vasvat op 'n manier wat ons dit nie in ons eie woorde en ons eie gedagtes reg kry nie, Here, dat U wat die maker is van die mens en van die siel en van alles, Here, U verstaan ons beter as wat ons onsself verstaan. So dankie vir hierdie hulpmiddels, dankie vir hierdie woorde, die Heilige Gees, wat ons ook kan gebruik om terug te bid na U, om te weet ons bid in U wil as ons U woorde bid. En so Here, help ons om dit alles so te doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees daar in Psalm 40, ons lees van vers 1 tot vers 4 wat sê, vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Ek het op die Here bly wag. Hy het na my afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my opgetrek uit die put van verderf, uit die modderige sluk. Hy het my voete op 'n rotsbank laat staan, my voetstappe vastigheid gegee. Hy het 'n nuwe lied in my mond gelê, 'n lofsang vir ons God. Baie sal dit sien en ontzag hê, ja, hulle sal op die Here vertrou. Koning Dawid onthou 'n tyd toe hy in die modder vasgesit het. Toe dit vir hom gevoel het of hy gesink het. En hy gee vir ons 'n getuienis oor wat daar gebeur het. Reg in die begin sê hy, ek het op die Here bly wag. Nou hierso mis die Afrikaanse 2020 vertaling dit. So as jy Afrikaanse 2020 vertaling het, dan mag jy nou iets bysit. En dis nie dat ons by die Bybel bysit nie, ons kom net bietjie nader na die Hebreëus toe. In die Hebreëus word die woord wag 2 keer gebruik. En is 2, dis die infinitive en die perfect vorm daarvan. So dis hierdie idee van ek het wagtend gewag. So daar's 'n beklemming op die manier wat ek wag. So as jy 'n Engelse Bybel het en dit word redelik goed in die meeste Engelse Bybel vertaal, dan sê hy I patiently waited for the Lord. Die Afrikaanse ou vertaling sê ek het lank verwag. Die nuwe vertaling sê ek het gesmag na die hulp van die Here, maar dit maak nie vir my baie sin in terme van die Hebreëus nie. Maar die punt hierso is dat hy vir ons deur die oorspronklike taal wil sê, daar's 'n spesifieke manier wat ek op die Here gewag het terwyl ek uitgeroep het. En dit was om geduldig te wag. Nou hier is die eerste belangrike les wanneer jy in die modder vassit. Om te leer om geduldig te bid. Om te bid en nie kwaad te word as daar nie dadelik iets gebeur nie. Gebed is nie 'n vending masjien nie. Ek kon nie 'n goeie Afrikaanse woord vir vending masjien kry nie. Almal weet wat 'n vending masjien is. Jy kyk om jou nommertjie wat jy wil hê, jy gooi jou geld in en jy druk A3 en dan moet daai koeldrank daar uitval. En wat gebeur as die koeldrank nie dadelik uitval nie? Dan skop jy die masjien. Kyk, ek het betaal, jy moet nou jou werk doen. En ongelukkig voel party mense so oor gebed. Here, hier is my probleem, help asseblief. En ek staan op en ek het nog steeds dieselfde probleem. En Dawid leer vir ons, baie keer, as ek vassit in die modder, dan moet ek leer om geduldig te bid. Om wagtend te bid. Psalm 27 vers 14 sê, wag op die Here, wees sterk en hou moed, ja, wag op die Here. So terug na Psalm 40. Hoekom is dit vir ons baie keer so moeilik om geduld te hê wanneer ons bid? Omdat ons in ons wêreld gekondisioneer word om te sê, alles wat sleg voel, is sleg. Maak dit sin? Ons word geleer deur ons samelewing dat as iets verkeerd voel, dan is dit verkeerd. As iets sleg voel, dan is dit sleg. Nog meer, baie mense word mislei om te sê, God wys sy liefde aan jou, dat dit altyd goed gaan met jou. Dit is hoe jy weet, God is lief vir jou, dat jy nie probleme het nie, dat jy nie in die modder vassit nie. So nou as jy dan nou uit daar vassit, en jy roep uit, en die Here doen nie dadelik iets nie, dan beteken dit die Here is dalk nie lief vir my nie. Of die Here gee dalk nie om vir my nie. Maar dis nie waar nie. God wil hê ons leer om in ons modder te leer wag. Hoekom? Want dis juist daar waar ons die Here leer ken. Dis juist daar waar ons groei.
Dis juist daar waar ons leer om op 'n vlak te kom in ons Christelike geloof waar ons nog nooit was toe dit maklik met ons gegaan het nie. Daai vassit, daai swaar kry, help ons om te groei. Die volgende les wat hy hierso sê is, waarop het hy gewag? Ek het gewag op die Here. Hy is vasgevang in die modder, maar hy wag nie vir die klei om weg te gaan nie. Dis nie sy gebed nie. Klei, gaan asseblief weg. Hy sê, in die midde van die klei, roep ek uit na die Here, en die Here verlos my. Was die klei nog steeds daar? Ja. Die klei was nog steeds daar. Die modder was nog steeds daar, maar die modder het hom nie meer beïnvloed nie. So as ons wagtend vir die Here in gebed kom, dan is so baie keer ons gebed, Here, vat my probleme weg. Vat dit weg. En die Here sê, nee, ek wil jou red uit jou probleme, maar jou probleme gaan dalk nog daar wees. Maar jou probleme gaan nie meer daai invloed op jou hê wat dit gehad het nie. So in jou stryd is jou grootste gebed, Here, verwyder my omstandighede, of is dit, Here, red my van die mag van my omstandighede. So onthou Dawid, hy was vasgevang in die put, en hy het gewag, en hy het uitgeroep, en God het gehoor, en God het hom uitgetrek, en God het hom op 'n rots gesit. Ek dink, as ons nou tyd gehad het, dan kon ons gaan gesels het oor hoe Jesus die rots is waarop ons neergesit is. En daar staan nou 2 resultate van die moeilikheid waardeur hy gegaan het. Wat is die eerste resultaat? Hy het 'n nuwe lied in sy mond. Hy sing 'n lied wat hy nog nooit voorheen gesing het nie. Iemand het een keer gevra, as ons in die ewigheid gaan kom, gaan ons dit beleef soos Adam en Eva dit beleef het. Toe sê die ou, ons gaan baie van die dinge belewe, maar ons gaan iets beleef wat Adam en Eva nooit beleef het nie. Adam en Eva het God geken as die perfekte versorger, die perfekte vader, die perfekte vriend, maar hulle het hom nie geken as 'n verlosser voor die sondeval nie. Ons gaan al daai beleef en ook die Here ken as iemand wat my uit my sonde uitgered het, toe ek dit nie verdien het nie. So daar's 'n nuwe lied wat in jou mond kom, as jy deur moeilikheid gaan om te sê, wow, kyk wat het die Here gedoen. En nog 'n ding wat gebeur, is dat my modder verander ander mense. Die manier waardeur ek deur my modder gaan, laat ander mense kyk en sê, daai ou se Here is die ware Here. Kyk hoe daardie persoon se God hom gehelp. So wat jy moet besef, en dit is moeilik vir ons westerse wêreld, dit was goed vir hom om in die modder te wees. Hy was beter na hy in die modder was, as voor hy in die modder was. En dit moet ook ons gedagtes wees, dat as ons in die modder vassit, Here, ek verstaan dit nie nou nie, ek weet nie hoekom is dit nou so swaar nie, maar ek vertrou dat U 'n rede hiervoor het. Ek vertrou dat U my hierdeur gaan kry, en as ek aan die ander kant kom, dan gaan dit beter vir my wees. Ek gaan 'n nuwe lied in my mond hê, wat ek nog nooit gehad het nie. Ander mense se lewens gaan verander word, wat nooit verander sou gewees het, as U nie hierdie met my gedoen het nie. Dit is die eerste deel. Dan kom ons by die deel waar hy, as gevolg daarvan, het hy 'n nuwe uitkyk op die Here. Hy het 'n nuwe uitkyk op die lewe. Ons kan nou nie al die verse ongelukkig vandag na kyk nie, so ons gaan so 'n bietjie rondspring. Vers 6 sê hy, so baie het U Here my gedoen, Here my God gedoen. U wonders en wat U vir ons beplan het, niemand kan met U vergelyk word nie. Ek wil dit graag bekend maak en daaroor praat, maar dit is te veel om op te noem. Wat U behaag, o God, wil ek graag doen. Wat hy dan sê in vers 6, is hierdie woorde van, Here, U dade vir my is so goed. Hierdie is so 'n belangrike gebed om te bid, nadat jy gered is, maar selfs terwyl jy gered word. Een ding wat gebeur as jy in die modder vassit, is dat jy net aan die modder dink. Dit neem jou gedagtes oor. Dit neem jou hele lewe oor, alwaaraan jy dink is die modder. En wat Dawid hierso sê, is, ek moet leer om myself te forceer om verder te kyk as my modder. Depressie dieselfde manier. Depressie die manier om dit jou heeltemal jou inward focus te maak. Laat jy net aan jouself dink. Jy dink aan jouself en jou eie probleme en alles.
En jy moet jouself leer om jou kop op te lig en te sien die goeie dinge wat die Here nog steeds doen terwyl ek in my modder vassit. Dit gebeur so gereeld dat 'n ouer byvoorbeeld treur oor die verlies van 'n kind. En dit word so allesomvattend vir die persoon dat hulle vergeet van hulle ander seëninge. En dan word daardie persoon se man en kinders word offers op die altaar van daardie persoon se hartseer. Natuurlik mag jy hartseer wees. Natuurlik sê ons nie ignoreer die modder nie, maak asof dit nie daar is nie. Maar ons moet onsself leer om verder te kyk en die Here te prys vir die goed wat hy doen te midde van my modder. So om elke oggend op te staan met daai diep seer. Ek kyk en as depressie jou vang, dan wil jy nie eens opstaan nie. Om jouself te forceer om te sê, dankie Here dat ek vandag my oë kon oopmaak. Here, dankie vir my vrou wat ten spyte van my swaar nog steeds hier is en lief is vir my. Dankie vir my kinders waarmee jy my geseën het. Here, dankie dat ek die sonsopkoms vanoggend kon sien. Dit is regtig 'n forsering nie om vals te word nie, maar juis om die waarheid te sien wat jy miskyk as die modder jou oorheers. Nou kom ons by vers 9 waar hy sê, wat U behaag my God wil ek graag doen. U wet is in my binneste. Nou dit het te doen met, as ek in die modder beland, ons gaan dit nou sien, dan is dit partykeer my skuld, en partykeer nie my skuld nie. Maar veral as dit my skuld was, dat ek in die modder beland het, dan moet dit my leer om te sê, Here, U pad is soveel beter as my pad. U wette maak dat ek so baie van hierdie modder mis. Ek wil nie net U wette aanvaar nie, ek wil bly wees oor U wil. Ek wil leer om iemand te wees wat so opgewonde is vir wat U wil hê, dat ek dit heeltyd nalewe, sodat ek nie hierdie afdraaipaaie kry, wat my in die modder laat vassit nie. Vers 10 en 11 dan sê hy daar, ek het die goeie boodskap van regtigheid gebring in 'n groot byeenkoms, kyk my lippe hou ek nie dig nie, U weet dit self, Here, U geregtigheid het ek nie in my hart verberg nie, oor trou en verlossing het ek gepraat, ek het nie U troue liefde en waarheid vir 'n groot byeenkoms geheim gehou nie. Dit is nou weer eens die oorsaak van om in die modder te wees, laat jou pyn jou testimony word, jou test word jou testimony. Laat die dinge wat die Here in jou lewe gedoen word, iets is wat jy gebruik om weer ander mense te bedreig en hulle te vertel van die grootheid van die Here. Dan kom ons by die derde deel, en hierso, weer eens, ons gaan dit vinnig daardeur moet gaan, maar vers 12 kom ons daar waar hy sê, O Here, moet tog nie ontferming van my weerhou nie, laat die troue liefde en waarheid my altyd veilig hou. So dis hierdie plek waar hy gekom het, hy is nou gered, hy is bly, en nou skielik roep hy weer uit, en dan begin hy praat oor die rede hoekom hy in die modder is, vers 13, want tallose gevare omring my. Die Afrikaanse 2020 sê gevare, 'n beter vertaling is boosheid. Daar's boosheid wat my omring. En dan sê hy, my sondeskuld het my ingehaal, sodat ek nie kan sien nie. Dit is meer as die haar op my kop, my moed het my begewe. Die punt hier is, partykeer as ek in die modder beland, dan is dit nie my skuld nie. Maar die manier hoe ek reageer, terwyl ek in die modder is my skuld. En partykeer is dit 10% my skuld dat ek in die modder beland het. En 'n belangrike ding is, dis goed om uit te roep vir die hulp van die Here, maar dis ook goed om te besef, Here, U moet help dat ek werk aan my skuld in dis, in hierdie. Here, help my vergewe my vir my deel. Here, my sonde is so groot. En dan leer ons weer dat, Here gebruik baie keer modder, om ons skoon te was. Die Here gebruik modder om ons skoon te was. Om sondes waarmee ons dalk al lank sukkel en lekker saam geleef het, dan val ons in die modder in en uiteindelik gaan my oë oop vir waarmee ek besig is en ek kan uitroep na die Here en sê, Here, my sonde is so groot. Help my en red my. En dan kom ons by vers 14 waar hy
uitroep. Mag dit U behaag om my te red, Here. Here, kom help my gou te hulp. Dan praat hy oor die boses. Laat hulle almal saam beskaamd en verlees staan, hulle wat my lewe soek, dat hulle terugdeins en verneder word, hulle wat behaag het in my teëspoed. Mag hulle ontredderd wees deur hulle skande, hulle wat vir my sê, aha, aha. En dan hierdie, maar U kinders, mag almal wat U soek, hulle verheug en in U bly wees. Mag hulle wat U verlossing liefhet voortdurend sê, die Here is groot. Hierdie laaste 2 verse is weer pragtige woorde om te memoriseer vir jou gebede. Om voor die Here te kom in jou swaar kry en te sê, Here, ek is magteloos en behoeftig. Dankie dat U aan my dink. Here, U is my hulp. U is my bevryder. Here, moenie lank vat nie. Ek weet ek moet geduldig wag en Here, ek gaan geduldig wag. Maar Here, hier is swaar. Hier is moeilik vir my. Kom asseblief gou, Here. Aan die begin het ons gesê dat party mense het 'n probleem met die struktuur. Jy word gered en jy is bly oor die redding en dan roep jy weer vir redding. Maar is dit nie hoe die lewe werk nie? As die Here jou uit moeilikheid uithaal, dan is dit mos nie vir die res van jou lewe dat jy geen moeilikheid nie. Die Here haal jou uit een moeilikheid en jy leer jou lesse en jy groei in jou liefde vir die Here en jou grootheid en jy verander mense om jou deur jou getuienis en dan volgende week dan val jy weer in die modder. En dan sê Dawid, hierdie keer was dit my skuld gewees. En dan roep hy net weer uit. Wat baie keer gebeur is dat ons het 'n probleem en ons kom en ons vra vir hulp en ons roep uit vir die Here en hy help ons en ons kom na die kerk toe en ons gee 'n getuienis. Ek wil julle vertel hoe goed die Here was. Ek het hierdie verskriklike rugpyn gehad en hy het my genees. Ek het geen pyn nie. Dis wonderlik. En dan 2 maande later kom die pyn terug. Nou is jy te bang om dit vir die kerk te sê. Want die kerk gaan nou dink die Here is nie goed nie. Ek het mos nou net getuienis gegee dat hy my ten volle genees het. Maar dis net my volgende modder. En so ek kan nederig kom en sê, ja Here, hier is ons weer. Ek het gedog dit was nou vir altyd. Maar help my om te verstaan hoekom dit weer terug is. Here, help my om nog aan te hou bid, om geduldig aan te hou bid. Moenie dat jou getuienis wees, die Here het my so gemaak en nou om die res van my lewe gaan ek nooit probleme hê nie. Selfs ons getuienis moet nederig wees, om te sê, kyk wat het die Here vir my gedoen, en ek sien uit na die lewe saam met hom vorentoe. Ek weet nie wat voor lê nie, maar ek weet hy's daar, en ek weet hy's in beheer. En so, hierdie is 'n regtig pragtige psalm, dit is een van my gunsteling psalms. Niemand word daarteen beskerm dat hulle nie in die modder gaan val nie. Enigiemand, maak nie saak hoe goeie pad jy met die Here stap, hoe ernstig jy oor jou pad met die Here is nie, almal val iewers in die modder. En hoe wonderlik om Dawid se voorbeeld te hê om te sê, Here, nie net kan ek uitroep daaroor nie, ek kan eerlik wees daaroor dat die ander mense ook sien. En dankie dat jy my red, en dankie dat jy my skoner was, dankie dat jy my nuwe dinge leer, dankie dat ek 'n groter visie van U het na die modder as voor die modder. Daai dinge moet vir jou hoop gee om aan te hou bid in die modder. Here, ek weet, hierdie is nie nou lekker nie, maar as ek hier uit gaan kom, dan gaan dit goed wees. Here, hou my hand vas. Hou my vas, bly by my en red my hier so uit. Kom ons bid saam. Here, ek wil kom bid vir die wat vandag in die modder vassit. Dis ons gesê, Here, daai modder het baie name. Vrees, depressie, rou, pyn, moedeloosheid, hopeloosheid. Here, dankie dat daar nie een van daai terme is wat groter as U is. Dat daar nie een van daardie dinge is wat U nie kan red nie, wat U nie kan heel maak nie. En Here, ons weet, U gaan nie alles in hierdie lewe regmaak nie. Daar's party modders wat ons gaan saamsleep tot daai dag wat U ons red in die ewigheid in. Maar Here, dan red U ons daar uit. Dankie dat ons kan uitsien na daai dag wat U redding volkome en vir altyd gaan wees. Waar hierdie psalm se herhaling nie meer waar gaan wees nie, maar waar ons kan uitsien na 'n ewigheid saam met U
in perfektheid sonder enige modderpoel om in te val, waar daar net 'n rivier van lewe is. Maar Here, in die nou wil ons uitroep vir die wat vassit en wat voel of hulle sink. Here, mag dit U behaag om hulle te red. Here, help hulle gou. Here, mag almal wat U soek, hulle verheug en in U bly wees. Mag hulle wat U verlossing liefhet voortdurend sê, die Here is groot. Here, ons is magteloos en behoeftig, maar Here, dankie dat U aan ons dink. Dankie dat U ons hulp is, dankie dat U ons bevryder is, en Here, moet asseblief nie talm nie. Red die wat uitroep na U. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Jesu, Jesu, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees.